Welkom by Koffie en Kwadrate. In ons vorige les het ons vertel hoe die lyn beweeg van hoe C vertel waar die lyn begin op die y-as en hoe M, hoe die lyn beweeg is M. So C is maar jou y-afsnit en M is jou gradiënt. Nou vandag gaan ons die vergelyking van 'n lyn vind. So die lesdoelwitte is sodat jy aan die einde van hierdie les behoort om 'n lyn se vergelyking te kan bepaal, om die vergelyking y is mx plus c te kan gebruik en 'n vergelyking te vind wanneer jy die gradiënt in 'n punt kry en die vergelyking te vind wanneer jy 2 punte kry. Nou, kom ons doen dit gou vinnige hersiening as jy dit gemis het. Ons weet y is mx plus c, waar m jou gradiënt is en c jou y-afsnit. So, ons doel vir vandag is, hoe kry ons m en c as ons net sekere inligting kry en nie die hele volle prentjie nie. Nou, in ons eerste geval het ons miskien die gradiënt en 'n y-afsnit wat gegee word. Hierdie is gewoonlik die maklikste geval. Nou, 'n voorbeeld sal wees as hulle sê m is 3 en die y-afsnit of c is 5. Alright. Nou stel ons dit net in en dit sal wees y is 3x plus 5. Sien jy, dit is baie eenvoudig en jy is klaar. Niks verder nie. In die tweede geval kry jy sê nou maar 'n gradiënt en 1 punt. Nou kry ons nie c direk soos in hierdie groen voorbeeld nie. So kom ons sê, ons het m is 2, m is 2, en hy gaan deur die punt 3 en 7. Alright, nou wat nou? Ons weet y is mx plus c, so ons moet nou vir c uitwerk, okay? So ons skryf neer wat ons weet. Ons weet m is 2 en ons weet ons gaan deur die punt 3 en 7. So dis lyk ons vergelyking so, 2x plus c. Righto. Nou gaan ons die punt gebruik. So in hierdie geval is x 3 en y is 7. So ons vervang dit in hierdie vergelyking in. So ons sê 7 is 2 en in hakies 3 plus c. Alright. Nou los ons dit net op. So 7 minus 6 is 1. So c is daarom 1. As jy nie seker is hoe ek hierdie gekry het nie, al wat ek gedoen het is ek het gesê 2 maal met 3 is 6. En dan vat ons hom oor na die ander kant toe, want ons wil c alleen kry. Daarom sê ons 7 minus 6 en dan kry ons c is gelyk aan 1. En dan skryf jy net jou finale antwoord wat is gelyk aan y is gelyk aan 2x plus 1 en daar het jy hom. So jy skryf net jou finale antwoord. In 'n ander geval kry jy miskien 2 punte. Jy kry miskien A is 2 en 4 en B is 6 en 12. Okay, nou wat nou? So ons moet die hele vergelyking vind. So die eerste stap wat ons doen is ons vind die gradiënt. Ons vind vir m. Nou m is die verandering in y oor die verandering in x. En onthou, in ons vorige video's het ons gesê werk konsekwent. As jy met b begin, as jy sê 12, kom ons skryf dit eerder. As jy het y2 minus y1, dan moet jy skryf x2 minus x1. Jy kan dit nie omruil nie, dit moet in volgorde wees. Alright, so kom ons vervang dit nou in. So m is daarom 12 minus 4 op 6 minus 2. Alright, so wat kry ons? Ons kry 8 op 4, ons vereenvoudig dit net, en dit gee vir ons 2. So daarom is m gelyk aan 2. Okay,
Nou weet ons sover dat dit is gelyk aan y is gelyk aan 2x plus c. Ok, nou stap 2 is ons gebruik een van die punte. Jy kan besluit wil jy A insit of wil jy B insit. In hierdie geval gaan ek vir A instel, want hy het kleiner getalletjies en is vir my makliker. So ons stel in 4, want hierso sien ons y-waarde is 4, en ons sit in 2 en die x-waarde is 2, so daar is hy, plus c. So nou sien ons, ok, so hierdie is 2 maal 2 geef jou 4, 4 minus 4 is 0, so dit beteken c is 0. So ons finale antwoord is y is gelyk aan 2x. Jy hoef nie te sê plus 0 nie, ons weet dit is plus 0. Nou, 'n tweede voorbeeld kan wees met sê net maar 'n negatiewe gradiënt. So kom ons sê iets anders vir 'n slag. Ok, so ons het A, 1 en 5, en ons het B, 3 en 1. Alright, kom ons vind die gradiënt, M. So ons gaan begin deur om te sê 1 minus 5, onthou, werk konsekwent, daarom moet ons gebruik 3 minus 1. En dit gee vir ons minus 4 op 2, en ons negatiewe gradiënt is daarom minus 2. Ok, so nou het ons y is gelyk aan minus 2x plus c, en ons stel nou maar net 'n punt in, ek gaan punt A instel, so daarom sê ons 5, want punt A se y-waarde is 5, minus 2, en punt A se x-waarde is 1, so ons stel hom net in, 1, plus c. En nou los ons dit op. Ons sê 5 plus 2, onthou, want as ons c alleen wil kry, moet ons die teenoorgestelde doen van wat aan sy kant staan. So daarom is dit c is gelyk aan 7. Alright, nou kan ons die vergelyking uiteindelik neerskryf, wat in hierdie geval is, y is gelyk aan minus 2x plus 7, en daar het ons hom. 'n ander metode wat jy dalk gaan teekom, is die puntgradiënt vorm. Nou, in hierdie geval is waar jy sê, y minus y1 is gelyk aan m, die gradiënt, x minus x1. Alright. Hy is handig wanneer ons 'n punt het, so ons moet 'n punt hê, en ons het 'n gradiënt, ons het vir m. As jy hierdie twee goedjies het, dan kan jy dit gebruik. Byvoorbeeld, ons het m is gelyk aan 3, en hy gaan deur punt 2 en 4. Ok, so ons het 'n punt, en ons het 'n gradiënt. Dan stel ons dit net in, en dit is baie eenvoudig, is baie maklik. So y minus 4 is 3x minus 2. Dan los jy dit op. So dis y minus 4 is 3x, net daar mooi 2 maak, 3x minus 6, en dan los jy hom mooi op. Jy kry y is gelyk aan 3x minus 2, want minus 6 plus 4 is minus 2. En dis jou antwoord, y is 3x minus 2. Nou ek wil aangaan na die algemene foute toe, wat ek al gesien het, en dit is, ons vergeet partykeer om eers die gradiënt te vind. As jy 2 punte kry, moet jy nie sommer net begin met c nie. Vind eers vir m. So moenie die y-waarde of die y-afsnit eers probeer kry nie, vind eers jou gradiënt. Ok. Nog 'n fout is, ons gebruik partykeer die verkeerde koördinaat. Sê nou maar, ja, jy het 4 en 9, dan is x 4 en y is 9, nie andersom nie, ok? Y is nie 4 nie, x is nie 9 nie, x is 4 en y is 9. Alright.
Nog 'n fout is, ons vergeet partykeer die gradiënt se teken. As m gelyk is aan -3, dan moet die vergelyking wees, y is gelyk aan ek het nou nie daar mooi geskryf nie, -3x plus c. Alright, so onthou jou teken van die gradiënt. Nou, ek gaan net sommer 'n vinnige oefening gee. Ek wil hê julle moet vir my die vergelyking uitvind van elke lyn. En los sommer jou antwoorde in die comments en dan kyk ons of ons dit reg kry. So sê nou maar jy het M is 4 en C is 2. Dit is jou eerste sommetjie wat jy vir my kan doen. 2 is, jou gradiënt is -2 en dit gaan deur die punt 3 en 5. Nog een wat jy kan doen is, jy het A is 2 en 3 en B is 6 en 11. En jou laaste enetjie wat jy kan doen vir my is A is -1 en 4 en B is 3 en -8. Alright, so vandag se opsomming is, jy kan nou vir M en C kry uit die vergelyking y is mx plus c. As jy M en 'n punt kry, dan skryf jy eers y is mx plus c. Jy vervang dan die punt in en dan vind jy vir c. Okay? As jy 2 punte kry, dan vind jy die gradiënt eerste, dan vind jy vir c en dan skryf jy hom uit soos wat jy hom ken, y is mx plus c. Alright. Ek sien julle in les 8 waar ons na parallelle lyne gaan kyk. Mooi bly.